ons afgelei. Fokus, ja, nee, dis reg. Okay, so hierdie is die tyd waar ek gewoonlik iemand voorstel wat 'n paar minute praat. So ek gaan vir Jacob vra om my te time, ek het 5 minute. So hierdie is vandag is nou my kans om gou iets te sê. Jacob het gevra ons moet so 'n bietjie praat oor regte papier vat oor procrastination as deel van depressie. So ek het nou so 'n bietjie meer gaan kyk oor ek dink ons ervaar almal depressie van tyd tot tyd. Is dit nie so nie? Party dae as jy op en ander dae as jy af. Nou as jy die ding hoe ek nou depressie al ervaar het en mee hanteer is, as iemand klinies depressief is, soos jy vir ten minste 14 dae aan een depressief. En daar is 'n klomp van ten minste 8 aspekte waaraan jy moet voldoen. Een van die goed is jy is totaal nie totaal nie, maar jy is energieloos. En jy sien nie kans om op te staan en die dag aan te pak nie. Een van die goed is baie keer dink die mense aan die dood. Iets anders wat daarmee baie keer saamgaan is hulle dink aan selfmoord. Dis twee verskillende goede. Baie keer dink jy maar net aan die dood en ander keer dink jy aan hoe jy dit gaan doen. Okay. Een van die ander goeders is alkohol en dwelm gebruik. Dis baie keer 'n groot faktor in die totale prentjie van mense wat dan klinies depressief is. En een van die goed soos wat Jacob nou gesê het, is dat mense is dan nie lus om goed te doen nie. En daarom dis waar die procrastination inkom, is weet jy, miskien het jy energie, miskien maak jy dit al jou energie bymekaar en jy kom by die werk uit. Maar as jy daar kom, is jy nie lus om die taak te verrig nie, of jy sien nie kans om, ek sien letterlik nie kans om te loop om te gaan koffie maak nie. Laat bestaan met dames van my gewerk, sy is huis toe vir Desember en daar het sy depressief geraak en hulle kon al letterlik nie kry om uit die bed uit op te staan. Nou sy is dan amper katatoon, so dis nou nie heeltemal katatoon nie, maar sy is baie naby aan dit. So een van die baie belangrike goeders is, baie keer, jy sien nie die toekoms nie. Dis een van die aspekte, jy sien nie dat daar lig vorentoe is nie. Okay. En dit is een van die kritiesste faktore. As jy nie lig sien nie, deur en ander keer gesê, hope is so powerful. As daar nie hoop is nie, dan gaan jy ook nêrens heen. So een van die goed is as mens nie kans sien vir die taak nie, dan kom jy ook nie daarby uit om eers die voorbereiding te doen. So een van die goed wat baie belangrik is, altyd wat ek sê is, klein doelwitte. So as jy nou met depressie sukkel, die eerste ding wat jy probeer doen is if you're in a hole, wat jy doen, stop digging. As jy in 'n gat is, moet nie die gat dieper grawe nie, probeer uit die gat uitkom. So dis nou altyd maklik gesê, maar wat jy moet doen is maak 'n plan. Werk aan 'n plan, werk aan eenvoudige goed. Dink aan eenvoudige goed. Een van die eerste goed wat mens moet doen, is om aan goed te dink wat vir jou prakties moontlik is om te doen. Ek sê klein doelwitte is een van die heel belangrikste goed. As iemand naby jou ontval het, dan help dit nie om te dink oor wat gaan oor 6 maande gebeur. Jy moet dan nou se goeders 'n plan maak. Okay. My notas omlaai. So een van die hulle het gesê daar baie, sy het so 'n bietjie saamgestuur, daar is glo 5 tipes mense wat maniere hoe hulle die procrastination doen. Een van hulle is 'n dreamer en die een is 'n mixed en een is 'n perfectionist en die ander is 'n overdoer en 'n warrior. So elke van hierdie ouens het 'n manier hoe hulle dit doen en hoe hulle dit anders doen. Die punt is net op die einde van die dag kry jy niks gedoen nie. Die grappie is mos die procrastination groepie sou volgende week bymekaar gekom het, maar dat uitgestel na volgende maand. So wanneer jy depressief is, het jy nou al gesê, klein doelwitte, probeer om jou energie te beplan. Want een van die goed van depressie is, as jy klinies depressief is, dis nie 'n kop ding. As jy klinies depressief is jou lyf ook depressief. So dit is regtig soos, jy moet ook kyk na wat jy eet. Jy moet kyk, die dame wat nou dag was oor gepraat het oor die brain gym. Dis die water. Dit is baie belangrik om genoeg water in te neem. Jy moet
moet brood op nou. Maar oké. Ja, so is baie belangrik om genoeg water te drink, gesond te eet, te kyk na genoeg slaap om te kry. Een van die goed wat baie belangrik is, die oefening. Jy kan nie glo belangrik is oefening vir 'n al is nie soos ek kan nou nie, hulle is nie hardloop nie. En dan ek kan ten minste op die bedjie en ek kan ten minste my voete oplig en afbring, oplig en afsit en my arm swaai en op, ja, sien maar 'n paar opsitte doen of een van ander so iets. Maar enige vorm van oefening is beter as niks. Ja, loop jy om die swembad of een of ander iets, maar doen nie iets baie belangrik om oefening in te kry. Ok, en dan een van die ander goed is, ons moet almal die prentjies jy hoor van 'n sielkundige, van die ouers op die bank lê, en dan praat die ouers, hy kinders daar, en sulke goed en so aan. En ek het nogal 'n weerstand daarin. Ek glo daarin dat 'n mens moet iets prakties doen. So een van die tipes wat terapie wat hulle vir jou sal gee is kognitiewe terapie en gedragsterapie. Cognitive behavioral therapy of gedragsterapie. Ja, so die twee, ek glo altyd in 'n kombinasie van die twee. Er is nou 'n persoon gesê dat hulle doen NLP, is Neuro-Linguistic Programming. So wat hulle doen is hulle herprogrammeer jou brein. En dit is eintlik maar wat 'n mens moet doen. Nou, jy moet jouself kry om anders te dink. Ek het net gesê, dink aan klein goedjies wat jy kan verander. Ek moet nie probeer om die hele appelkar om te gooi en nou dink jy soos 'n sielkundige of jy dink soos 'n pilot of jy dink soos 'n wat sê altyd 'n breinchirurg nie. Moenie moeilik maak nie. Dink aan maklik goed, dink aan praktiese goed wat jy nou kan verander om dit beter te maak. En as ek sê, ja, baie belangrik om ook jou gedrag te verander. Ja, jy staan in die oggend op en gewoonlik gaan staan jy buite en jy rook en dan kom jy in en jy doen. Verander daai gedrag. Moenie opstaan en gaan rook nie. Verander die gedrag, staan op, maak vir jouself 'n koppie koffie, nie 5 koppies koffie nie, net een. En te veel koffie is ook nie goed nie, maar ja, eet iets gesond, doen iets. Dan dink jy aan wat gaan jy volgende doen, maar kry 'n praktiese iets wat 'n klein doelwit is wat jy kan doen. As ek moet dink ek moet vanaand by die bar gaan en ek moet gaan sing daar. Ek gaan nie dit kan doen nie, want ek het nie die emosionele krag nie. Ek sien nie kans om voor mense te verskyn nie. Ek sien nie kans om op te tree voor mense nie. Ek wil maar nog te sing en 'n glimlag op te sit. Want ek is nie so depressief. Jy gaan nie daai kan doen nie. Maar wat jy kan doen, is jy kan opstaan en jou gitaar inpak, jy gaan jou notes kan insit, jy gaan jou liedjies kan oefen. En teen vanmiddag sien jy dalk kans om gou in die kar te klim tot daar te ry. Dalk is daar iemand daar wat vir jou glimlag en vir jou hallo sê. En dalk voel jy dan bietjie beter en dalk sien jy daarna kans om een liedjie te sing. En dan klap jy mos op jou hande en dan dalk sien jy nog 'n liedjie. En dan sing jy nog 'n liedjie. En aan die einde van die aand het jy actually 'n doelwit bereik. En hulle gaan jou dalk betaal daarvoor. Nou net 'n simpel voorbeeld, maar baie van ons het iets wat jy iewers moet gaan doen. En jy sien nie altyd kans vir daai nie. Ok, ja, en baie belangrik, is daar die GP's, die algemene praktisyns, hulle is nogal, is daar vrygewig met hulle medikasie. As jy na GP toe gaan, jy sê vir my voel depressief, dus jy kan ons 'n groot tyd vir jou Xylift gaan voorskryf, vir 6 maande, en dan sal dit dan aanhou vir jou voorskryf. Jy is baie versigtig, baie min van hierdie goed is verslawend. Maar dit is verslawend om dit te gebruik om beter te voel en nie self iets omtrent te doen nie. Ok, so ek is nou preek nou so 'n bietjie, maar ja, baie goed. Die meeste van hierdie medikasie is regtig baie goed. Maar as jy dit aanhou gebruik, dan is jy naand afhanklik van dit. Dit maak jou nie afhanklik nie. Daar is 1 of 2 wat jou sal afhanklik maak, maar meestal word jy nie afhanklik van die middel nie, maar jou gedrag word afhanklik daarvan. Ja. So ek was al op van hierdie goed, ek het 2 keer in my lewe dit gebruik, vir 6 maande gebruik, opgehou. Ek hou ook nie op nie, jy moet geleidelik van dit afgaan. Ja. Dit is baie belangrik, en jy moet ook besef, as jy so menslike medikasie gebruik, dit vat 'n goeie 2 weke voor dit werk, partykeer 3 weke, voor jy voel dit werk. Dit begin onmiddellik in jou lyf beter werk, maar dan moet jy besef, dit vat 'n ruk voordat jy voel dit werk. Ok, so dit is op die einde van my storie, want ons het nou gesê van die verskillende tipes goede. Jakob knik, my tyd is verby. So nou gedragsterapie, kognitiewe terapie, klein doelwitte,
En as jy na die dokter toe gaan, maak seker dat jy die regte tipe medikasie gebruik. En dat jy na dit ophou om dit te gebruik en geleidelik van dit afgaan. Maak seker dat jy as jy dit ophou gebruik, dat die omstandighede beter is. En dat niemand raak